begin, kom ons sluit net die oë. Here, ons wil kom vanoggend en ons wil net kom uitroep. Here Jesus Christus, dat U Gees vanoggend met ons bemoeienis maak. Ons het gekom om anders ter die weg te stap as wat ons hier aangekom het. Here, dit gaan oor bekwaammaking. Dit gaan oor ons as die klein easy pottebakker. Maar dat U Uself ook aan ons gaan openbaar. Dat ons U beter gaan leer ken. En dat hierdie informasie, hierdie inligting, hierdie wysheid onuitwislik in ons binneste sal bly vir ewig en altyd. En ons bid dit in Jesus Christus naam. Amen. Julle mag maar amen sê. As julle saam sê. Prys die Here. Die tema van vanoggend is jy 'n koning of 'n koningin vir Jesus Christus? Toe ons kinders was, het ek geglo julle ook. As jy Cowboys en kroeg speel, was jy nie altyd die kroeg nie, tensy jy boos opgestaan. Maar as jy nou oor koninkryke en swaarde en die goed gryp en jy begin daarmee speel, dan wil jy altyd die koning wees. En is that you had that ego to be king. Yes. So dit is 'n ingebore ding, hierdie koningskap. Mag geen koninkryk bestaan sonder 'n troon. Iewester moet daar aangewys word, hierdie is koning. Al sit jy nou op 'n draamandjie of op 'n ander stoel, maar iemand moet vir jou kan uitken, dis die koning daai. Maar die troon bring teweeg vir jare lank dat daar seggenskap is op hierdie troon. Iets is anderster as die een daar in die lande. En dit bring ons vandag by hierdie boodskap wat God vir ons wil oprig as konings en koninginne. Maar ek wil eers met jou deel dit wat staan in Openbaring 4. In Revelation. Let him reveal himself to you this morning. Openbaring 4 weet ons die gedeelte het klaar verloop van die verskillende gemeentes, né? Maar hier in hierdie wonderlike Bybel, die opskrif is hier, troon van God in die hemel. Dis die opskrif. En Johannes skryf, hy sê, hierna het ek gesien, en kyk, 'n deur wat in die hemel geopen is, en die stem wat ek voorheen so hard, soos 'n bassein met my hoor praat het. Kom op hierheen, en ek sal aan jou wys wat hierna moet gebeur. So hy kry hierdie roep, hierdie calling, en dan die volgende oomblik staan daar, onmiddellik, in an instant, het die Gees van my besit geneem. En wat sê hy? En hy sê, en kyk, daar was 'n troon in die hemel. Jesus praat nog met hom. En die Gees gryp hom. En wat sien hy? 'n troon. Is dit nie amazing? Hy wys hom nie eers die tuin en dan die en dan al die ander goedjies nie. Hy wys hom onmiddellik en hy sê, en daar was 'n troon. En hy sê, en iemand wat op 'n troon sit. Met ander woorde, daar was klaar 'n besetting van die troon toe hy daar kom. Daar was klaar 'n heerser op die troon.
En hy sê, die een wat daarop sit, sy voorkoms, was soos jaspis en karmool, en rondom die troon was daar reënboog, wat net, en hy praat oor al hierdie wonderlike goed. En vers 4 sê, rondom die troon was daar 24 trone. So die een troon was nie die enigste troon nie. Daar was nog 24. En op die trone het 24 ouderlinge gesit. Nie engele, ouderlinge. Hulle het wit klere gedra met goue krone op hulle koppe. Vanuit die troon het daar weerligstrale, dreenings en donderslae gekom. En voor die troon het 7 vuurvakkels gebrand, die 7 geeste van God. En voor die troon lyk dit soos 'n see van glas en kristal. En mag jy nou nuuskierig genoeg wees om die stuk verder te lees by die huis. Moet net nie vir my sê. Op Openbaring, daar is so lelike goed, dis as drake en leeu's met lampote en alles. Jy moet hierdie boek bestudeer. As jy glo in die ewige lewe en jy hinker daarna, dis soos dit gaan wees. Dis wat daar gaan gebeur. En jy moet dit weet. In vandag se lewe, back to basics. Ek vraag homself. Wat weet ek en jy van 'n troon af? Niks. Hier is nie eers 'n koning en 'n koningin in ons land wat regeer. In Engeland is daar met al die oorstromings en al die goeters. En die siektes en die peste en die jaloesie en al die goed. Ek wil vandag praat dat ons dit verstaan. Die troonsaal, soos wat ons moet begin besef, kan ons amper sê, is die parlement van die koninkryk van die hemel. Moet nou net nie hier sekere heersers in ons land in jou kop begin kry, en niks daarmee doen. Maar hierdie is 'n parlement, hierdie troonsaal is 'n parlement. En daarvandaan word hierdie koninkryk regeer. Dis hoekom hy daar is. Hierdie parlement is nie net daar vir oudaan en dat jy droom om daar te kom. Niks daarmee uit te maak. Hier gaan dit oor heerskappy. 'n Koninkryk het altyd 'n heerskappy, want dis hoekom daar 'n koning is. Vice versa. Wie maak die besluite in daai parlement? Die hele span. Almal. So daar's klomp ministers in hierdie parlement en elkeen het 'n funksie. Elkeen het 'n portefeulje. Hulle is daar. Hulle word nie gedulp om te slaap daar. Dis nie 'n slaapkamer. Dis 'n regeringslokaal waar besluite geneem moet word en aksie geneem moet word en dis dit. Partykeer dink mense so 'n plek is net 'n plek om belangrik te lyk. Self van dit gesien het as jy sien. Die kyker. Dit het niks daarmee uit te waai nie. Elkeen het 'n portefeulje. Daar's 'n minister van landbou, daar's een van onderwys. Daar's een van kuns en kultuur, daar's polisieering, daar's weermag. Vervoer, beskerming, ensovoorts. So ek wil hê, jy moet daai prentjie kry oor die troonsaal.
Daar's sekere dinge in die troonsaal wat hanteer word. En ek wil hier met blaai na Efesiërs 1:17. Dis lekker hierso in Paulus se boeke, sommer so daarin begin. Efesiërs sê iets groots. Wat sê hy? Hy sê in vers 17, Efesiërs 1:17, dan bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, heerskappy, die Vader van alle heerskappy, vir julle dit sal gee, geestelike wysheid en openbaring, wat in die kennis van hom bestaan. Met ander woorde, hy wil jou leer oor sy heerskappy, en dat die oë van die harte mag oopgaan, om in te sien oor die hoop en die roeping wat daar is. Hy praat van 'n heerlike rykdom. Dis sy erfenis en dis vir die heiliges. Hier kom hy met 'n nalatenskap en hy sê, jy het nou net gelees, in die troonsaal is daar die troon. Maar daar's 24 trone met ouderlinge. Jy sien, sy hele gedagte is duplisering. Nie net dormante Christene nie. Hy sê so dat hierdie heiliges wat die onvergelykbare grootheid van sy mag kan glo ooreenkomstig die werking van sy groot krag. So hy kom hier en hy sê, ek wil elkeen oplei oor sy heerskappy. Elkeen wat 'n kind van God raak. Hy sê, en dit gaan oor groot krag. Efesiërs is vol van dit. Daarom like ek dit. Ek wil nie kragteloos wees en leef nie. Ek wil seggenskap hê. Ek wil roem. Dis nog. Jy sien, dis waar dit gaan. Hy sê hier baie duidelik. Hy sê in vers 20. Hy sê hy daai krag gebruik en dit uitgeoefen in Christus toe hy hom uit die dood uit laat opwek het. Maar dis nie al nie. Hy het hom verder verplaas dat hy aan die regterhand sit van die God die Vader in die hemele. Het jy dit? Sê net ja. Vir wat? Vir heerskappy. Jy sien, hy plaas Jesus daar vir 'n rede. Hy sê, sodat hy bo elke owerheid, vers 21, en gesag en mag kan heers. As jy nou wil sê, who's in charge? He is in charge. Hy sê, ja, bo enige naam wat genoem kan word, nie alleen in hierdie bedeling nie, maar ook in die toekomstige bedeling. Die tyd wat kom, die 7 verdrukkingsjare, die 1000 jaar vol vrede en die ewigheid daarna. Vers 22, hy het alles onder sy voete gestel. Wie is hy? God die Vader. God die Vader het vir die Seun gesê, alles heers jy oor. Hy sê, en hy het hom aan die kerk gegee. Hy het Christus met sy heerskappy
en posisie aan die kerk gegee. Het jy dit ooit al so raak gelees? Nee, ek ook nie. Ek het in die week weer opnuut dit raak gelees. Hy het vir ons Jesus gegee met al die leerskappe. Dit klink glad nie opgewonde of bly daaroor. Kom ons kyk wat die res gaan doen. Hy sê, hy het alles onder sy voete gestel en hom aan die kerk gegee as hoof oor alles. Die kerk wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vul. Jy sien, hier kom dit verder, hy sê, dit gaan oor 'n vervulling in elkeen wat deel is van die liggaam van Christus, ons, dat ons kan doen en beleef wat hy gedoen en beleef het. Dis die amen. Hy gaan verder hier en hy sê in hoofstuk 2 praat hy hier oor al die oortredinge, alles wat hy gevat het en gerekonsilieer het. Maar ek het nog baie te sê en daarom wil ek so 'n bietjie haastig raak. Hy sê hierso, vers 4 en 5 daaronder, maar God, ryk in barmhartigheid, het ons alhoewel ons dood was, as gevolg van ons oortredinge, op grond van die groot liefde waarmee hy ons lief gehad het, saam met Christus lewend gemaak. Moenie verder so dooierig wees nie. Hy roep jou. Be alive! Hy sê, en hy het ons uit genade verlos. Vers 6, ja, hy het ons in Christus Jesus saam opgewek en saam laat sit in die hemel. Dis sy droom, dis sy missie, dis sy alles oor jou en my. Wow! Jy het so geskree, halleluja! Hy praat hiervan, hy sê, ons kan so daarna sien as alles oortreffend, vers 7. Daar's niks groter as dit nie. Niks! Hierdie koneksie, wat jy kry, die dag as jy sê, ek duiwel nie meer agter die duiwel aan nie, ek kies Christus. Dan sê ek gee vir jou hierdie groot geskenk, dis my gees. En hierdie gees is dieselfde gees wat Jesus troon toe gevat het en uit die dood laat opstaan het en heerskappy gegee. You've got it too. Yes. Hy gaan verder, hy sê in vers 8, want uit genade is julle verlos deur geloof en juist dit kom nie uit jouself nie. Dit is nie die gawe, dis die gawe van God. Vers 9, dit kom nie uit die werke nie. Jy kan nie iets doen om dit te bereik nie. Dis klaar uitgesort. En die rede is dat niemand kan brek nie. Kan nederig bly soos Jesus. Vers 10, ons is immers sy maaksel, geskep in Christus Jesus, om goeie werke wat God voorberei te doen en daarvolgens te leef. Jy moet net uitvind, wat is jou portefeulje? Jy moet net uitvind, van wat is jy 'n minister? Maar jy is so awesome minister, jy het 'n kroon op jou kop. Dis my net so groot. Ek sit vanoggend en ek eet saam met Karin en die Here sê, waar kry hulle dit? Ek sê, ja, dis
almal in die kerk sal weet, maar die wat miskien nou ingeskakel is, weet nog nie. En weet julle wat, dit gaan alles hierdie oor die koninkryk. En hier is 'n awesome stukkie wat ek op 'n stadium raak gelees het, Lukas 17 vers 21. Merk hom met jou Q-text of jou lipstick of met Vaseline of wat. Hy sê, en hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie. Jesus praat met hulle. Hulle vra vir hom, waar kry ons die koninkryk? Waar gaan ons dit vind? Hy sê dit het by julle gekom. Daar's vertalings wat sê, it's in you. Jy sien, die gees van God bring die koninkryk, die heerskappy in jou. Ek wil jou aanmoedig vandag. Markus 4 vers 26 tot 29 is soos 'n gelykenis. Jy sien, want vandat Jesus op aarde begin bedien het, praat hy van die koninkryk, die koninkryk, die koninkryk, die koninkryk. En ek sê vir Karin op 'n stadium, wat van die koninkryk? Waar kry ek inligting van dit? Wat moet ek doen? Wat behels dit? En vandag is dit deel van my lewe. Ek hoop dit raak deel van jou lewe, dat koninkryk gaan oor heerskappy. Markus 4, 26 tot 29. Hy het gesê, so is die koninkryk van God, soos wanneer 'n mens die saad in die grond gooi. En hy gaan slaap en staan op nag en dag, en die saad spruit uit en word groot. Hoe? Weet hy self nie. Want van self bring die aarde vrug voort, eers 'n halm, dan 'n aar, dan die volle koring in die aar, en wanneer die vrugte toelaat, steek hy die sekel dadelik in, omdat die oes daar is. Jy hoef dit te soek nie. Hy sê dit is daar. Dit is so saad. Ek weet daar's baie vegetariërs deesdae as die mielies en soja plant. Ek vra my, ek weet. Ek doen dit nie self nie. Maar ek moet alles aanhoor. Maar daai het die ou net glo. Het gesaai. En as ek kom kry, en sê, maar ons kook mielies vandag. Is dit nie amazing nie? Julle moet nou mooi luister. Dit is baie ingewikkeld. Hierdie is baie ingewikkeld. Jy moet fokus. Markus 10:15 leer ons. Mark 10:15. Spoelplak merk. Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal nooit daarin gaan. Hy sê vir jou, jy het 'n kroon op jou kop, jy het 'n swaard, jy het 'n portefeulje, wanneer gaan jy begin eers? Hy soek in afwagting dat hierdie goed moet gebeur. Hierdie goed wat hy vir ons leer hier vanaf vers 18 tot 20 in Efesiërs 3. Gesag en mag. Hy gee jou dit. Want wat anders moet jy daarmee doen? Wat anders gaan hierdie hele ding oor? Jy sien, hy leer vir ons geestelike oorlogvoering. Hy praat daar in 2 Korintiërs 10 vers 4 tot 6. Hy sê die geveg is nie vlees en bloed nie. Hy elke gesag en mag. Hy sê en jy kan gedagtes gevange neem en tot gehoorsaamheid bring aan God. Korintiërs 10. Ek het gesien
waar ek en 'n kollega 2 Korintiërs 10 vers 4 tot 7 bid oor iemand se lewe en so is daar change. Want ek glo ek het heerskappy gekry in Christus. Dat ons 'n persoon wat deur Satan vasgevang is, sy gedagtes kan vasvang. En hy slaan neer onder die krag van God. En hy staan op, hy sê, dis weg. Ek dink anders oor die goed. En dieselfde asem wil ek vir jou sê, en wat van Efesiërs 6? Die wapenrusting van God. O nee, pastoor, ek wil dit net aantrek dat ek beskerm is. Jou dood. As jy ooit skaak gespeel het, wanneer gebeur daar iets positief vir jou, as jy aanval? Anders dan begin jy net aanbring, terug, en as jy in die hoek en sê die ander ou vir jou, skaak maar, sê, hierdie spel, ek like het teks. Speel jy die Chinese checkers? Ja, halleluja. Jy verstaan hoe dit werk. Jy kry die wapenrusting om nie net jouself te beskerm nie, maar om posisie in te neem en te veg. Ek het so klein geskryf. Staan genesing en bevryding. Dit staan so duidelik in Korintiërs 12. Hy sê daar vir ons vers 9 tot 11. Hy gee vir julle die moontlikheid, die geskenk vir genesing. Waar staan ons gawe? 'n Gift. Die grootste gift is die Gees van God. En hy bied al jou daai goed dat jy deel kan raak van die koninkryk van God om iets te beteken met jou portefeulje. Markus 16. Markus 16 vers 15 tot 20. Hy sê en ek gee vir julle die gesag. Jesus is besig om te groet. Hy staan gereed om die hemelvaart te beleef. Hy sê, maar julle gaan genesing bring. Julle gaan salme optel. Julle gaan demone bestraf en verjaag. Klink dit soos 'n koning en 'n koningin? Natuurlik. Dis waaroor dit alles draai. Daar's niks anders ter nie. Ek wil julle net toegooi met skrifgedeeltes vandag om eintlik wil. Jy sien daar staan ietsie pragtigs in 1 Petrus. Kom ons lees dit in Engels. 1 Petrus sê dit so mooi. Hy sê, we are. Hy sê, we are. But you are. We are a generation. 1 Petrus 2 vers 9. But you are a chosen generation. Kom ek so, sê, ek is gekies. I'm chosen. I'm chosen, a generation, and I'm part of the royal priesthood. Royal? 'n koninklike priesterdom. Jy is nie hier jy nie. Ek het dit al voorheen gesê. As jy weer daai ou kry en hy stap by jou in of jy kom by hom uit en hy sê, weet jy met wie praat jy? Wie dink jy is jy? Vir jare, they dare not ask me that. Hulle kry klaar die gevoel. Hier kom moeilikheid.
I will resist them. Uitgesoekte koninklike priesterdom. Wat meer wil jy weet? Ek wil afsluit. Kom ons gaan gou weer Openbaring toe, dan gaan ek sê amen. Openbaring hoofstuk 1. Daar staan voor vers 4, Revelation. En is Revelation. Revelation 1. Jy mag het nie mis. Sê hoe wel, Revelation 1, verse 6. Want ons 'n koninkryk gemaak het, priesters vir God, sy Vader, aan hom kom die heerlikheid en die sterkte toe vir alle ewigheid. Wat staan in jou Bybel? Ek net weet, dit is net by Bybel verkeerd vertaal is. Dit is ons die nuutste. Wat staan in jou Bybel? Ek vra weer, wat staan in jou Bybel? Dat lees. Ja. Anders sal ek nie weet nie. En ons laat deel in sy koninklike regering, aan hom wat ons priesters vir God, sy Vader, gemaak het. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag vir ewig en altyd. Uit die boek Revelation. Hy reveal aan jou, wat is jy? Ek hoop jy twyfel vir nooit in dit ewigheid nie. Jy sien al hierdie goede gebeur, want hy het een ding in gedagte, en dit gaan oor heerskappy. Jy moet opgelei word heiliglik vir dit wat kom. Yes. Wanneer kom wat? Hy sê, Openbaring 20, vers 4, sy laaste deel, dis amper die D-deel. So eintlik gaan na vers 5 toe, dan tik jy net eentjie op. Hy sê, hulle het lewend geword, en saam met Christus regeer 1000 jaar lang. Ja. Jy weet nog nie hoe nie. Hy is besig nou om jou op te lei. Want dit is so belangrik aan die laaste deel van vers 6 sê hy, hulle sal priesters van God en van Christus wees en saam met hom 1000 jaar lang regeer. Hoe gaan jy regeer as jy nie nou eers kan heers nie? Die een volg op die ander een. Dis so. Ek wil hê jy moet vandag die wegstap en sê, dankie Jesus, ek is koning of koningin. Ons sê dit. Dankie Here Jesus Christus dat U aan ons kom openbaar het oor hierdie heerskappy. Hierdie regeringskap wat U vir ons gegee het deur Christus Jesus. Dankie Here dat ons nie nou meer dieselfde is as wat ons hier ingekom het. Dankie dat ons nie dieselfde is toe ons hierdie YouTube klip aangesit het nie. Dat U change gebring het, 'n positiewe verandering in ons lewens. Here, help ons met U Gees dat ons wel heerskappy kan vat. Dat ons koningskap vat. Priesterskap kan vat in ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou kans gee dat jy in die koninkryk van God kan saai. Die van julle wat inluister, daar is ons bankbesonderhede, die van julle wat hier sit en jy wonder hoe
daar is ons bankbesonderhede, doen 'n EFT en dan is dit sommer maklik. Ons gaan nou die laaste lied sing en dan gaan ons vandag en dan sal ek die seën uitspreek. Ons staan en ons sluit af met kom die lof toe. Aan die Here, die God van Israel, kom die lof toe. Ontvang ons die seën van die Here. Dankie Here Jesus Christus dat U nou afbou oor elkeen van ons. Seën ons met U onverdiende gunste genade. Seën ons met U Shalom vrede en die agape liefde tot in alle ewigheid. En ons bid dit in Jesus Christus naam. Amen. Wees geseënd.